Hallo graad 4's en welkom by vandag se natuurwetenskap les. Ons kyk vandag na strukture vir diereskuilings. Diereskuilings kan natuurlik of mensgemaak wees. Die volgende sleutelbegrippe is belangrik. Skuilings is strukture wat diere, voëls en insekte teen gevaar en slegte weer beskerm. Diereskuilings kan natuurlik of mensgemaak wees. Hier is 'n paar belangrike sleutelwoorde wat jy moet ken en verstaan. Iets wat in die natuur gevorm is of woon en nie deur mense gemaak is nie, is natuurlik. 'n Wildrehabilitasiesentrum is 'n plek waar wilde diere wat beseer of wees is, hulle het nie 'n ma nie, versorg word totdat hulle weer in die natuur vrygelaat kan word. Skuilings is strukture wat diere, voëls en insekte teen gevaar en slegte weer beskerm. Die twee tipe skuilings is natuurlike diereskuilings en mensgemaakte diereskuilings. Kom ons kyk na die twee tipe skuilings. Eerstens, natuurlike diereskuilings is skuilings soos neste, skulpe, holbome en perdebyneste. Die tweede tipe skuiling waarna ons gaan kyk is mensgemaakte diereskuilings soos hondehokke, hokke, krale en stalle. Nou dat ons verstaan watter tipes diereskuilings ons kry, kom ons kyk na die strukture waaruit diereskuilings bestaan. Kom ons begin weer deur eers na die sleutelbegrippe te kyk. Diereskuilings is almal strukture. 'n Struktuur is iets wat gemaak of gebou word. Raamstrukture bestaan uit verskillende dele wat aan mekaar gelas is om 'n raamwerk te vorm. Dopstrukture het 'n sterk buitelaag wat dit regop hou. Diereskuilings het verskillende vorms en groottes. Hulle word uit verskillende materiale gemaak. Elke skuiling word gekies of gebou om aan die behoeftes van die dier te voldoen. Hier is die sleutelwoorde wat jy moet ken en verstaan. Dinge wat rigied is styf. Dit kan nie beweeg of buig nie. Iets wat hol is, het slegs 'n leë ruimte binne. Wanneer jy iets ontwerp, teken jy 'n plan om jou idees vir 'n nuwe produk te wys. Wanneer jy besluit hoe goed, nuttig en suksesvol iets is, sê ons dat jy dit evalueer. 'n Produk is iets wat deur mense gemaak, gekweek of geskep is. 'n Ontwerper is 'n persoon wat nuwe produkte ontwerp. 'n Kamp is 'n gebied wat met 'n heining of muur afgesper is om diere binne te hou. Kom ons kyk weer na raam- en dopstrukture. Eerstens, raamstrukture. 'n Raamstruktuur word gemaak deur rigiede dele wat aan mekaar gelas is. Die dele vorm 'n raamwerk. Soms is die raamwerk toegemaak dat ons dit nie kan sien nie. Tweedens, kyk ons na dopstrukture. 'n Dopstruktuur is hol. Die buitelaag is sterk sodat dit regop kan bly. Diereskuilings is verskillende vorms en groottes. Baie groot diere, soos olifante, kameelperde en bokke, bou nie skuilings nie, maar gebruik bosse, bome en rotse vir beskerming. Daar is diere wat neste maak in gras of bome. Ander bou of grawe ingewikkelde strukture. Diereskuilings word gebou uit baie verskillende materiale. Wilde diere, voëls en insekte versamel materiale uit hul omgewing om skuilings mee te bou. Spinnekoppe gebruik materiale wat deur hul eie liggame gemaak word om hul skuilings mee te bou. Insekte soos termiete en perdebye meng materiale wat deur hul liggame gemaak word met grond of ander materiale om hul skuilings te bou. Mense kan uit hout, plastiek, kleibakstene, beton, klippe en metaal kies wanneer hulle diereskuilings bou. Vandag se vaardigheidsfokus kyk na ontwerptekeninge. Dit word gebruik om iets te ontwerp en te teken om 'n probleem op te los. 'n Ontwerpopdrag is 'n instruksie of plan wat vir jou sê wat jy moet ontwerp en maak, wie dit sal gebruik en waarvoor dit gebruik sal word of die doel daarvoor. Spesifikasies kom saam met die ontwerpopdrag. Spesifikasies sê vir jou wat die produk moet doen, hoe dit moet lyk, grootte en vorm en watter materiaal gebruik moet word om dit te maak. Volgende kyk ons na hoe om jou ontwerpidees te teken. Nadat jy die opdrag gelees het, gaan dink daaroor en kry al die inligting wat jy nodig het. Maak dan 'n duidelike en volledige 2D-tekening van jou ontwerpidee. Gee byskrifte vir elke deel van jou tekening.
Byskrifte gee inligting oor hoe om die produk te maak en verduidelik hoe die verskillende dele werk. Wys jou tekening vir 'n maat. Ander mense moet dit kan verstaan. Laat hulle vrae vra wat jou sal help om jou ontwerp te verbeter. Dankie dat jy Summaries SA gebruik het.